Ek gaan jou vra, en ons gaan weer eens 'n paar skrifte deurwerk vanmôre, om so lank oop te maak by die boek van Handelinge, die 17de hoofstuk. Handelinge 17. Ons is besig met 'n reeks, huisves God se heerlikheid. Ek het verlede week vir u gesê, ek gaan vanmôre so 'n bietjie aansluit daarby, en ek wil jou aanmoedig as jy verlede week nie hier was nie, ons het dit uitgestuur op die YouTube, die skakel is daar, gaan vergewis jouself, gaan luister gerus daarna, sodat jy jouself dan op hoogte ook kan bring met betrekking tot dit wat die Here met ons gedeel het verlede week. Huisves God se heerlikheid. Die woord huisves beteken om iets te verwelkom, om iets te eer, om iets te beleef, om iets tyds te laat voel, te beskerm, te waardeer, om iets se teenwoordigheid te dra. Verlede week het ek vir u gesê, dit geïllustreer, God is alomteenwoordig, wat beteken, there is nowhere where there is a where God is not. Onthou dit? There is nowhere where there is a where God is not. Jesaja 6 vers 3, en ons het dit nou gesing. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is, kom, staan dit daar? Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Dit beteken dat God se heerlikheid is naby my en jou, dis om my en jou. Met ander woorde, die probleem vanmôre is nie die afwesigheid van God se heerlikheid nie. Die probleem is ons nie attent wees, of nie bewus wees, of nie die soeke en verlange na meer van sy teenwoordigheid en sy heerlikheid nie. Onthou jy dit? Daar is hy. God is alomteenwoordig, en hy is beskikbaar en gereed om sy heerlikheid te laat deurbreek. Die vraag is vanmôre, is ek en jy nog soekend na sy heerlikheid? Is ons nog honger na meer van hom? Is ons gereed om hom te huisves? En ek het vir u gesê, it's time we create an environment in our hearts, in our homes, in our church, in our workplace, in our relationships, where God will feel at home. Dat ons die omgewing sal skep om hom te huisves. Jy sal onthou, ek het vir julle die vraag gestel, in die begin, dien ek God uit vrees, of omdat ek hom lief het? Hoekom is dit belangrik? Want ek wil jy moet verstaan, vrees alleen hou my in gebondenheid, maar liefde met eerbied lei tot vryheid en geestelike volwassenheid en goddelike heerlikheid. Liefde lei tot meer. Hoor jy? Liefde lei tot meer. Sê dit saam met my, liefde lei tot meer. Hoekom sê ek dit? Matteus 6:21 in die Passion Translation sê die volgende: For your heart will always pursue what you value as your treasure. For your heart will always pursue what you value as your treasure. Dit wat jy liefhet, sal jy najag. Sal jy na verlange hê vir meer. Julle almal onthou dit toe jy nog verlief en verlore was, al die manne, waar is julle? OK. Ek gaan nie vra wat julle nou is nie, julle behoort net en te wees. Ek grap sommer maar. Verlore, prys die Here, ek's baie bly as sy nog jou knie lam maak. Alright? Maar jy het een ding begeer, en dit is om soveel as moontlik tyd by haar te spandeer. Kom aan. Ek dink ek het dit al gesê, maar gaan dit weer sê. Die ou mense het altyd gesê, wanneer jy verlief is, dan kan jy leef op koue water en liefde. Hallo? Kyk, julle weet, jong mense kan eet. Tieners kan eet. Ons het altyd gespot en gesê, my seun se tweede naam is honger. Nou nog, hy's 24, maar as jy hom by 'n kry en sê, hy's honger. Ek onthou, as ons iewers heen gery het, al is dit winkel toe, het Annel al so 'n lunchbox gepak hier agter in die kar. En dan is nie eers ver nie. OK, ek weet in Pretoria is ver en goed, en hierso is dit baie ver. Maar dan moes hy 'n lunchbox pak, want sy tweede naam was honger. Maar trust me, wanneer hy verlief en verlore is, dan maak dit nie eers meer saak nie. Kom aan. Want dit wat jou hart, wat vir jou waardevol is, gaan jou hart na strewe, gaan jy na soek. En ek en jy het God se heerlikheid beleef, en die vraag is, het ons dalk al so gewoond daaraan geraak, of is ons nog op die plek waar ons hom lief het met ons hele hart, om hom na te jaag, te pursue met alles, want liefde lei tot meer. Daarom wil ek vanmôre daarby inhak, verbindheid alleen
lei tot heerlikheid. Verbindheid, nie verblindheid nie. Lees mooi. Verbindheid, met ander woorde, connection leads to glory. Verbindheid lei tot sy heerlikheid. Handelinge die 17de hoofstuk, vers 22 sê die volgende, hy sê, Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Want terwyl ek rondgegaan het en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is, kyk mooi, aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om hom te ken. Met ander woorde, die mens het geweet, daar is 'n bonatuurlike God. Buiten dit wat hulle as waardevol geag het, waarin hulle hoop geplaas het, het hulle geweet, daar is iets groters, daar is iets beter, daar is 'n alomteenwoordige, almagtige God, al het hulle hom nie geken nie. Hom het julle vereer, sonder om hom te ken. En ek verkondig dit dan aan julle, die God wat die wêreld gemaak het, en alles wat daarin is, hy wat die Here van die hemel en die aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur die mens hand gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal, sê almal, ek hoor jou nie, aan almal, lewe en asem en alles gee. Wat gee aan jou? Alles. Lewe, asem en alles. Kerk, ek wil jy moet verstaan vanmôre. Jy moet weet wie is jou bron. Wie is jou source wat aan jou lewe en lewe in oorvloed gee. Jy sien, jy moet verstaan vanmôre, dit is nie jou werk nie. Dis nie jou loopbaan nie. Dis nie jou bankbalans nie. Dit is net 'n resource. Dit is nie die bron nie, dis net 'n hulpbron wat God die bron gebruik om in jou behoefte te voorsien. God bly jou bron. Hy is die een wat aan elkeen van ons lewe en asem en alles gee. Vers 26, en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense aan hulle woonplekke vasgestel het, sodat die doel van die mens, die creational purpose van my en jou, hoekom ek en jy op die aarde, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons af nie. Is jy bly vanmôre, Here is nie ver van jou nie. Hy is naby my en jou, sodat ek en jy hom kan aanraak en hom kan vind, as ons hom gaan soek. Want, vers 28, en dan gaan ook die skrif van oordenking wees vanmôre, in hom lewe ons, in hom beweeg ons, en in hom is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. Maleagi 2 vers 15 sê, dit het God nie een mens gemaak of jy baie gees gehad nie. Hoekom die mens? Because he wanted a godly nation, a godly people, creational purpose. Hoor wat sê in die Passion Translation, is powerful. So Paul stood in the middle of the leadership council and said, respected leaders of Athens, it is clear to me how extravagant you are in your worship of idols. For as I walked through your cities, verse 23, I was captivated by the many shrines and objects of your worship. I even found an inscription on one altar that read, to the unknown God. I have come to introduce you to this God whom you worship without even knowing anything about him. The true God is the creator of all things. He is the owner and Lord of the heavenly realm and the earthly realm. And he doesn't live in man-made temples. He supplies life and breath and all things to every living being. He doesn't lack a thing that we mortals could supply for him, for he has all things and everything he needs. From one man, Adam, he made every man and woman and every race of humanity, and he spread us over all the earth. He sets the boundaries of peoples and nations, determining their appointed times in history. He has done this so that every person would long for God, feel their way to him, and find him, for he is the God who is easy to discover. It is through him that we live and function and have our identity, just as your own poet says, our lineage come from him. Verbindheid alleen lei tot sy heerlikheid.
Teen die tyd behoort ek en jy al die definisie van die heerlikheid te ken. Ons het 'n belofte aan die begin van die jaar ontvang. Die Here gaan ons vat van heerlikheid tot heerlikheid. Maar wat beteken hierdie woord heerlikheid? Dis 'n sigbare manifestasie van God se teenwoordigheid, sy krag, sy karakter, sy liefde, die wesenlike openbaring van God se grootheid. En vanmôre wil ek hê jy moet 'n paar beginsels verstaan met betrekking tot dit. Nommer 1 is die beginsel van verbinding. Kerk, jy moet verstaan vanmôre, elke lewende organisme moet verbind bly tot sy bron van lewe om te kan lewe. Kan ek dit weer vir jou sê? Elke lewende organisme moet verbind bly tot sy bron van lewe om te kan lewe. Ek en jy sien dit in Genesis met die skepping van die mens. God maak die mens in Genesis 2. Genesis 1 sê na sy beeld, sy gelykenis. Genesis 2 verduidelik dit. En God die bron van lewe, blaas gees van lewe in die mens in. En dan vat hy die mens en hy plaas hom in die tuin van Eden, the garden of his presence. Dis wat dit beteken. Waar God, wat die bron van lewe is, direk die source, die bron is, die toevoer van krag en lewe is vir die mens. En dan sien ek en jy wat gebeur, die oomblik wanneer die mens kies om weg te beweeg van die bron af. En as skeiding kom tussen God wat die bron is en die mens, lei dit tot dood. Lei dit tot confusion. Lei dit tot die mekaarheid, om het nou plain Afrikaans te sê. Lei dit tot geen rigting nie. Mense, ek wil jy moet vir 'n oomblik net dit contemplate, soos die Engelsman sê, net vir 'n oomblik vashou en besef, wat gebeur hier? Die oomblik wanneer iets wat lewe afgesny word van die bron van die lewe, lei dit vanmôre tot wanhoop, tot mismoedigheid, tot ja, ek gebruik 'n woord, maar die mekaarheid in jou lewe. Wil jy dit verstaan vanmôre? Jy sien die oomblik toe die mens wegbeweeg van God af, het hy sy lig, sy lewe en rigting verloor. Because where there is a disconnection from the source, man has no direction. Kom ek maak dit gou vir jou prakties vanmôre. Kom ek maak dit vir jou prakties. Wat is hierdie? Wat is hierdie? Dis 'n gloeilamp. Is ek reg? Wat is die doel van hierdie gloeilamp? Om lig te gee. Okay? Alright. Kyle, kom gou hier. Jy's 'n elektriesien. Die doel van hierdie lig is om te skyn, om lig te gee. Is ek reg? Okay, Kyle. Laat hom skyn. Hoekom nie? Hy kort 'n kragbron. Kyle, maar die lig is dan gemaak om te skyn. Maar Kyle, die lig kan skyn. Laat hom skyn. Dankie, Kyle. Jy sien wat ek wil hê jy moet verstaan vanmôre. Die lig het die volle potensiaal. Hy's gedesign, hy het alles, hy het koneksiepunte om te kan skyn. Maar sonder die kragbron beteken hierdie lig niks nie. Hy het nie sy potensiaal verloor nie, maar hy het glad nie uitvoering gegee aan sy potensiaal nie. Jy sien, 'n gloeilamp is ontwerp om te skyn, maar sonder krag het dit regtig geen funksie nie. As dit nie gekoppel is aan die kragbron nie, bly dit donker. Dit het die potensiaal, wat beteken die vermoë of kapasiteit om iets te word, of om iets te bereik. Maar dit werk nie, want dit is afgesny van die kragbron. Sien, ek wil jy moet verstaan vanmôre, eenvoudig gestel, is dit binne in my en jou, is daar potensiaal. Daar's iets opgesluit om iets te bereik, om iets te kan wees, maar as dit nie gedryf word deur 'n kragbron nie, dan word dit nie ontgin nie, dan word dit nie tentoongestel nie. Daar's baie gelowiges wat so is. Hulle glo in Christus. Hulle ken die waarheid. Hoor gou mooi, hulle het al ontmoeting met die Here gehad, maar hulle leef nie in die krag nie. Kom aan. Jy moet verstaan, waar daar min krag is daar min lig, min lewe, min rigting en geen impak nie.
Eina. As ons kyk na dit wat Paulus skryf, in Handelinge 17, dit wat hy gesê, dan sê maar, die mens is gemaak, om juis die ligdraers te wees. Is dit nie wat Jesus gesê het nie, julle is die lig van die aarde? Maar sonder die kragbron kan ek en jy dit bereik nie. Ek wil jy moet verstaan vanmôre, elke mens het 'n God gegewe vermoë wat in jou opgesluit lê om geestelik te groei, te verander en jou doel en roeping uit te leef. Maar jy kan dit net wees as jy gekonnekt is aan die bron. Ek wil jy moet verstaan vanmôre, God sien nie my huidige omstandighede nie. Hy sien wie hy jou gemaak het om te wees. En dit gaan primêr oor God se werk wat hy in en deur my en jou wil doen. En dit word net 'n realiteit wanneer ek gaan toelaat dat die bron van krag in en deur my lewe. Sien, ek wil jy moet verstaan vanmôre, jou vermoë om te skyn hang af waaraan jy gekoppel is. My en jou vermoë om te kan skyn hang af van waaraan ek en jy gekoppel is. As jy nie verbind is aan die bron nie, gaan jy nie skyn nie. Dis soos hierdie gloeilamp wat nie kan werk nie, die potensiaal is daar. Hy maak keer niks nie. Maar hy kan nie uitvoering gee nie. Ek wil jy moet verstaan, my en jou vermoë om te kan lewe en werklikheid te lewe, te kan groei en oorvloed lewe te kan ervaar, hang af of ek en jy gekonnekt is aan die source. Wat is hierdie? Ek het ook aanvanklik gedog 'n suurlemoene. Nou ek het hom gaan afsny vanmôre daar by die huis waar ons nou ingetrek het. Dis 'n lemoenboom. Ja. Dis 'n lemoenboom. Die boom lyk of hy lewe. Hoekom sê ek so? Hier's vrug aan. Hier is blare aan. Maar die realiteit is, mense, die oomblik toe ek vanmôre hierdie boom gaan afsny het van sy source af, het hy onmiddellik begin sterwe. Want sy voeding, konneksie is nie meer daar nie. Sy bron is nie meer daar nie. Daar's baie mense wat goed lyk op die uiterlike. Ons dra die beeld van die godsaligheid, sê die skrif. Maar ons het die krag van sy heerlikheid verloor, sê hy. Want ons is nie gekonnekteer aan die bron nie. En voordat jy jou kan kry, gaan die blare begin verlep en gaan die tak nie meer iets beteken nie. En baie keer wil ons hierdie boom vat en hierdie tak vat en ek gaan hom vasdruk aan daardie boom waarna ek hom afgesny het. Ek gaan hom al vashou vir 20 minute en hoop hy gaan vasgroei. Hallo? Gaan dit werk? Soms wil ons net daai connection, ons wil net vinnig daai encounter met die Here hê. En dink dit gaan genoeg wees om my aan die lewe te hou. En ek wil jy moet verstaan vanmôre, daar's 'n verskil, en ek hark myself vooruit, tussen encounter en empowerment. Want encounter sê, dit is, ons druk hom net so nou en dan vas hier teen die boom, en hoop dan, dat lewe deur my gaan vloei. Maar die waarheid bly staan, die oomblik wanneer ek verwyder is, dan tree die doodsheid weer in. Wil jy moet verstaan, dit gaan nie eers help, ek gebruik superglue om vas te plak nie. Wanneer die bron afgesny is, wanneer hierdie tak afgesny is van die bron, lei dit tot die dood. So verstaan die konsep vanmôre. Jy kan nie lewe sonder verbintenis nie. Die realiteit is, wanneer jy verwyder is van die bron, gaan dit lei tot sterwe. Hoekom? Want ware lewe vloei nie deur druk of emosie nie. Dit vloei slegs deur verbinding. Om connected te bly. 'n Konstante konneksie. Kom aan mense, kom ons dink vir 'n oomblik in jou huwelik. As daar nie konneksie bly tussen 'n man en vrou nie, lei dit tot verdeeldheid. Wie weet waarvan ek praat? As jy nie konstant gaan werk aan daardie verhouding nie, lei dit tot verdeeldheid. Hallo? Maar wanneer ons werk en die band van konneksie behou, dan is daar niks wat 'n wig kan indryf tussen my en jou nie. Jy sien, dis presies hoe dit werk. Jy kan emosionele ervaring hê. Jy kan 'n kragtige diens beleef. Jy kan selfs probeer vashou aan God en die regte dinge doen, maar sonder om vas te wees aan die bron van lewe, is daar geen volhoubare lewe vir my en jou nie. I need to be connected. En God wil deur my en jou kom lewe. My van jou vermoë om God se heerlikheid en teenwoordigheid te sien, te beleef, hang af
of ek en jy connected is of nie. Jy sien, want lewe vloei net deur 'n ware verbinding. Beginsel 2. Sonder verbinding val ons terug. Sonder die verbinding val ons terug. In Johannes 21 lees ek en jy gedeelte, kort nadat Jesus opgestaan het, waar die disippels gaan wat eens die heerlikheid van God gesien het. Hulle het beleef wat hy gedoen het, en hoe hulle gaan en vrees hulle oorweldig. Gaan lees die Bybel. Hulle sê dat hulle self gaan toesluit in vrees, angstig, dat hulle vervolg sal word. En dan sien ons 'n goddelike verskynsel, weer eens 'n encounter, waar Jesus kom en verskyn aan hulle, en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Dan sê die woord, hy het op hulle geblaas en sê, ontvang die Heilige Gees. Maar steeds is daai encounter nie genoeg nie. Steeds is dit nie genoeg nie, want jy sien, hulle bly steeds in angs en vrees. Gaan lees wat die Bybel sê. Wat is die reaksie? Petrus gaan, en hy verval terug in sy ou gewoontes. Ou denke, ou identiteit, ou maniere. Ek wil jy moet verstaan vanmôre, dit was nie 'n stokperdjie wat hy beoefen het nie. Dis wat hy geken het, dit was die lewe wat hy geken het. Die Bybel sê, Petrus het gegaan, en hy het gesê, ek gaan visvang. Dis al wat ek ken. Mense verstaan gou vir 'n oomblik. Hy het die wonders en tekens van Christus gesien. Hy het die heerlikheid van God beleef. Hy het Immanuel, God met ons beleef. Hy het hom gevolg vir 3,5 jaar, saam met hom die pad gestap. Hy het in sy woord geglo. Hy het toegelaat vir inspraak in sy lewe. Hy het 'n encounter met God gehad. Maar steeds was hy nie empowered nie. En die oomblik toe God vir 'n oomblik van hom wegbeweeg, toe val hy terug na die ou dinge toe. Hoor gou vir 'n oomblik. As ek en jy nie geconnect gaan bly nie, gaan ons terugval in ou denkpatrone. Nou kan jy maar sê eina. In ou gewoontes en in ou identiteit. En ek weet nie of jy dit weet nie, dis presies waar die vyand my en jou wil hê. Want die oomblik wanneer hy my en jou identiteit kan steel, sodat ek en jy vergeet wie ons is in die Here, het hy my en jou klaar oorwin. Jy sien, dis kom die skrif verklaar. Wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Wanneer ek connected is en weet wie in my is, die volheid van God, dan sal ek minder fokus en oorweldig word deur die omstandighede om my, omdat ek weet wie in my is. Omdat ek sal kan weet dat ek weet, groter is hy wat in my is, as dit wat in die wêreld aan die gang is. Dan sal ek kan weet dat ek weet, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Dis nie net 'n proklamasie met my lippe nie, dis 'n verhouding, omdat ek weet, I'm connected to the source of life. Daar's 'n groot verskil om dit net te kan sê en om dit te kan leef. Ek gaan dit net kan leef wanneer die kragbron gekonnekt is, sodat dit deur my en jou kan skyn. Oor mooi kerk, ek en jy kan nie leef op gister se ontmoeting nie. Op gister se heerlikheid, op gister se openbarings, gister se manifestasies nie. Sien, dit is baie maklik om dit te sê. 20 jaar terug het die Here vir my visioen gegee. 20 jaar terug het die Here vir my profetiese woord gegee. En ek bid steeds vandag daaroor. Dan wil ek vanmôre vir jou vra, wat het die Here gister vir jou gesê? Kom aan. Wat het die Here vir jou verlede week gesê? Dis baie maklik om te getuig. 20 jaar terug het die Here my gebruik om op 'n dooie die hande te lê. En die Here het hom opgewek uit die dood uit. Ek was daar, ek beleef dit. Dan is die vraag wat ek vanmôre vir myself moet vra, hoekom doen die Here dit vandag steeds nie? Dis nie God wat verander het nie. Dis Morney wat nie meer daar is nie. Kom aan. Want God is onveranderlik. Sien kerk, ek wil jy moet verstaan vanmôre. Sonder voortdurende verbinding verval ons in wat bekend is en nie wat goddelik of geestelik is nie. Ons verval wat bekend is, en ek weet nie of jy weet nie, dit is eintlik maar net godsdiens, en nie relationship nie. Dit bring my by beginsel nommer 3. 'n eenmalige ontmoeting alleen is nie genoeg nie. Having an encounter is not enough. There is a difference between having an encounter and being empowered. Almal weet hoe werk jumperkabels. Ek wou dit eintlik saambring, het ek vergeet. Wanneer 'n kar se battery pap is, dan vat ons die jumperkabels of boosterkabels soos hulle dit noem, en wat gebeur? Ek vat 'n sterk battery
En vir 'n oomblik boost ek daai battery. Maar wat gaan gebeur met daardie kar? En hy gaan start. Hy gaan idle. Jy gaan kan ry met hom vir 'n rukkie. Maar wat gaan gebeur wanneer ek daai kabels afhaal? As die battery dood is, as die source nie daar is nie, en nie die kapasiteit het om hierdie kar in die gang te hou nie, gaan jy nie baie ver kom nie. Ek het so 'n bietjie gaan research doen, en hulle reken in die vroeë 80er jare, tot dan toe, met ander woorde met die Ford Cortina engines nog, dit was die laaste geslag generasie, waar jy dit nog kon oorweeg het, om sonder 'n battery te ry. Weet nie wie van julle dit kan? Anel het so Beetle gehad, 'n 1600 SP, nou daai ding kon jy gery het sonder 'n battery. Jy kan hom selfs aan die brand gestoot het, want hy het gewerk op 'n generator, julle ken dit? Wat die kragbron was. Maar tegnologie het verander vandag, en as jy nie 'n kar het wat nie 'n battery het nie, dan kan hy nie met wat hulle noem electronic ignition die kar aan die gang hou nie. Jou kar gaan stol, hy gaan staan. Mense met ander woorde om net geboost te word, 'n encounter te hê, is nie genoeg nie. I need to stay connected to a source of power to keep on living. As jy disconnect gaan word, gaan jy gaan staan. Dan gaan jy verseker sterwe. In Johannes 20 sien ons dit. Hierdie disippels het dit beleef. Hulle het dit ervaar, maar dit was nie genoeg nie. Hulle het God se stem gehoor. Hulle het Jesus ontmoet, hulle het sy heerlikheid beleef, hulle het hom gevolg, hulle het hom gedien, en dit was nie genoeg nie. Hier sit vanmôre mense, wat Jesus se stem gehoor het, amen. Jy het jou hart al vir die Here gegee, mense wat gekies het om hom te aanvaar as verlosser en saligmaker, mense wat gekies het om hom te dien, mense wat lief is vir sy woord, wat kerk toe gaan, wat saam sing en aanbid, mense wat verklaar dat hulle God beleef het, en sy heerlikheid al gesien het. Maar hoor mooi, dis nie genoeg nie. I need more. I need more. I need more. Ek wil nie net 'n booster kabel van die Here hê nie. I want to stay connected to the tree of life. Because when I'm connected to the tree of life, true life can flow through me. Want ek wil nie daai tak wees wat afgesny is en gaan sterf nie. Sien soveel keer in die kerkwêreld sien ons dat mense stroom na die kerk toe net vir die hype. Hallo? Ek het net nodig om gou die supercharge te kan kry. Maar wat gebeur maandag? Wat gebeur dinsdag? Wat gebeur woensdag? Maar jy sien, wanneer ek geconnect is, dan sal maandag ek God se presence ervaar. Dinsdag God se presence ervaar. Woensdag sal ek God se presence ervaar. En wanneer ek moeg en mat raak, sê die skrif, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Want ek weet wie is my bron. I just need to stay connected. I just need to be empowered, sodat die krag en sy heerlikheid deur my en jou kan vloei. Ontmoeting met God is great. En dit is noodsaaklik. Maar dis nie al nie. Dis net die begin. Dis net die begin. Daarom sê Jesus van Lukas 24:48, die parallelle gedeelte in die evangelie van Lukas, julle is getuies van al hierdie dinge. Julle het hierdie goed gesien, vers 49, en kyk, ek stuur die belofte van die Vader op julle, maar julle moet in Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Gaan bly by die plek, totdat jy geconnect is aan die bron van krag, sodat sy krag deur jou kan vloei. Hoekom Jerusalem? Jerusalem is die stad van God, die plek waar God se teenwoordigheid sigbaar was. Met ander woorde, hy sê, kom op die plek waar jy bly in die presence van die Here. Dit was gesien as die koningsstad. Met ander woorde, waar God se heerskappy kan funksioneer en aktief aan die gang is. Dit was die getuienis van verlossing, dis die plek waar Jesus gekruisig is. So ek en jy moet verstaan vanmôre om te bly by die plek, om te weet, hy is my en jou verlossing en oorwinning. God se teenwoordigheid is waar ek moet wees. God se oorwinning. Encounter is nie genoeg nie. I need empowerment. Beginsel 4. Bemagtiging of bekragting verander alles. Handelinge 2, en ek lees vir jou, ek is amper klaar. Vers 1 sê, en toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. En toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel het en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal
vervul met die Heilige Gees. They were connected to the power source. En het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Maar Petrus het opgestaan, hierdie selfde ouetjie wat teruggehardloop het en gaan visvang het, hierdie selfde ouetjie wat Jesus voor gewaarsku het en gesê het, Petrus, voor die haan gekraai het jy my 3 keer verloon, hierdie selfde ouetjie vir wie hy moes gesê het op 'n stadium, gaan weg agter my Satan, is die ouetjie wat opstaan, toe hy geconnect is aan die power source, en hoor wat gebeur, hy spreek en hy sê, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Vers 40, en met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Is daar 'n verskil, mense? 'n Verskil tussen encounter en empower. 'n Verskil om God eenmaal te beleef het en om geconnect te wees aan die bron, sodat sy krag en lig deur my en jou kan skyn. Dieselfde Petrus wat Jesus verloon het, bang was, teruggaan het, staan op en preek. Jy sien wat het verander? Nie sy persoonlikheid nie, nie sy verlede nie, sy kragbron. Sy power source het verander. Kom ek wys vir die kontras. Voor Johannes, voor die Handelinge kerk, ontken Petrus Jesus. Maar nadat hy die kragbron ontmoet het, nadat hy ingeplak is, verkondig hy met vrymoedigheid. Voordat hy gevul is met die Gees, is hy bang, maar na die tyd is daar boldness en is hy vreesloos. Voor die tyd, toe hy net 'n encounter beleef het, was hy verward. Maar na hy geempower is daar 'n duidelike roeping. Voordat hy gevul was en geconnecteer is, het hy weggekruip. Maar na die empowerment het hy gesê, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine. Ek gaan skyn tot sy heerlikheid. Dieselfde man met 'n ander kragbron. You need to stay connected. Kan ek jou weer herinner aan die belofte skrif? 2 Korintiërs 3:17, ek lees vir jou die Engelse translation. Now the Lord, I'm referring to, is the Holy Spirit. And wherever he is, Lord, there is freedom. Vers 18 sê, and we can all draw close to him with the veil removed from our faces. And with no veil, we'll all become like mirrors to brightly reflect the glory of the Lord Jesus. We are being transfigured into his very image as we move from one brighter level of glory to another. And this transfiguration comes from the Lord, who is the Spirit. Wanneer jy geplak is en connecteer is aan die source, aan die krag, kom verander hy my en jou. Kom skyn hy deur my en jou. Kom leef hy deur my en jou. En gaan ek lewe in oorvloed beleef. Nommer 5, beginsel 5. God is die bron van lewe. Hoor jy mooi? Kerk, ek wil jy moet verstaan vanmôre, jy is nie self aangedrewe nie. Jy is afhanklik van God. 2 weke terug, die Sondag toe ek in Anel terugry van Gauteng af, het ek en sy gery en ons praat oor die kerk, ons praat oor die ding, ons praat oor ons eie lewe, en ek sê vir haar, weet jy wat, daar's net een ding wat ek vanmôre weet, dat ek weet, is dat ek God nodig het. Dis al wat ek weet. Dis al waarin ek wil roem, dis al waarop ek myself wil beroep. Ek wil op niks anders staat maak nie. Geen van my vermoë, geen van my kennis nie, geen van my ervaring of ondervinding nie. Ek wil staat maak net op een ding, dat ek weet ek die Here nodig het. Want hy is my bron van lewe. Johannes 15:5 sê, ek is die wynstok, julle is die lote, en sonder my kan julle niks doen nie. Kom aan, is die mense vanmôre wat wil sê, ek kan niks doen sonder die Here nie. Ek kan nie lewe sonder die Here nie. Jy het nou gehoor in Handelinge 17 wat hy sê, hy is ons bron van lewe. Hy is ons bron van alles, van asem, hy is ons bron van alles. En sonder hom is daar geen lewe nie. Handelinge 17:28, in hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. En ek en jy moet verstaan vanmôre, ons is volkome afhanklik van hom en ontwerp om gekoppel te leef aan hom.
Dis ons design. En sonder hom is daar geen lewe, geen rigting nie. Hoe bly ons gekoppel? Ek sluit af. Daaglikse erkenning en 'n soeke en 'n oorgawe aan die Heilige Gees. Hoor jy wat ek sê? 'n Daaglikse en 'n konstante soeke. Ek wil ingeplak bly. Ek wil ingeplak bly. Daar moet geen oomblik wees wat ek nie geconnect kan wees nie, want weet jy wat, as ek disconnected is, gaan die vyand my connect. Kom aan. As ek disconnected is, gaan die vyand my connect. Nou, hy connect praat nie net van plak nie, hy gaan jou hart slaan. Hy gaan jou tref, mense. Dit spreek van intimiteit met God, soeke na God in gebed en deur sy woord, gehoorsaamheid aan sy leiding, sensitiwiteit vir sy stem. Ek wil weer vir jou sê, 'n eenmalige ervaring is nie genoeg nie. Dit moet 'n lewenstyl van verbinding wees. Connection. Ek kan nie net, wanneer ek nodig het, gou teen die boom vasgedruk word nie. Dit gaan nie die sap, die nutritions laat vloei nie. I need to be part of the tree of life. Ek moet ingeënt bly in die boom van die lewe, om werklik waar te kan lewe. Worship span, julle kan vir my vorentoe kom. Hier is mense vanmôre wat hier sit. Jy het al ontmoeting met die Here gehad, maar jy voel dalk droog, jy voel dalk leeg, jy voel verwyderd. Nie omdat God weg is nie, maar omdat my en jou connection nie meer lewendig is nie. Omdat ons verbinding nie meer lewendig is nie. Hier is mense wat vanmôre hier sit, ek en jy lyk reg van buite, maar binnekant is daar nie vloei van lewe nie. Jy probeer lewe vind deur harder te bid, meer te probeer, jouself reg te druk. Maar vanmôre sê die Here vir my en jou, dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor be connected. Get connected to the source of life. You need to stay connected to the source to really live again. En ek en jy moet vasbly aan die Here. Verbinding lei tot sy heerlikheid.